Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons Vader is wat omgee, wat vir ons lief is, wat vir ons sorg en dat U deur U Heilige Gees vir ons ook leer en ons herinner aan Jesus se woorde. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet ons is deel van U huisgesin, deel van U liggaam en dat U 'n baie bitter duur prys betaal het om ons deel van U te maak. Help ons ook as ons Bybelstudie doen om 'n oop gemoed en 'n oop verstand en 'n oop hart te hê vir wat U vir ons wil leer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nou vanaand, dis nie 'n lang stuk nie. Dis nou die laaste gedeelte oor Hebreërs 11. Ek het hom so in 3 probeer deel want ek het na die eerste aand gesien ons gaan nie die hele ene in een aand gedoen kry nie. En daarom het ek ook aan die einde van elke klein afdelingkie 'n paar vragies ingesit. Dink ek gaan dit in die toekoms ook so doen, dan hoef mens nie eers aan die einde van die hoofstuk by die vrae uit te kom nie. Dit is altyd lekker as ons so 'n bietjie kan saamgesels. Nou vir vanaand gaan ons net die laaste klomp verse lees van vers 32 tot 40, toe ek nou maar net om ons geheue te verfris, so 'n kort inleiding ingesit, wat nou nie in hele stukke is nie, ek sal dit byvoeg by die finale uitdeelstuk, of as julle dit intussen wil hê, ek kan dit so lank bysit, maar dit is net so inleiding en die meeste van dit kom uit die Bybel, die verklarende Bybel, oor hoofstuk 11. Hulle sê die hoofstuk begin met 'n definisie oor geloof. Julle onthou dit mos, geloof is om te glo dit wat ons nie kan sien nie. Julle onthou daai mooi definisie. En dan sê hulle, en dit gaan dan oor tot die aankondiging van die tema waaroor die hoofstuk sal handel, naamlik die geloof van die mense van die ou tyd. Dit is opvallend hoe dat die hoofstuk omraam word aan die een kant met die gedagte dat daar van hierdie mense van wie hulle geloof met soveel lof getuig is. En dan aan die ander kant die vermelding van die skepping en die volëinding. En hoewel daar seker ook ander indelings moontlik is, lyk dit tog of die hoofstuk die volgende voor die hand liggende indeling self aanbied. Partykeer gee die teks vir ons sommer self so 'n indeling. Vers 1 tot 3, die geloof van figure uit die voorgeskiedenis of die tydperk voor die sondvloed voor Noag. En dan van vers 4 tot 7, die geloof, die inleiding is vers 1 tot 3, en dan tot by Noag is tot by vers 7, en dan die geloof van Abraham, die vader van die gelowiges, vers 8 tot 19, en dan die geloof van die aartsvaders Isak, Jakob en Josef, vers 20 tot 22, en dan kom Moses aan die beurt, en sy geloof, vers 23 tot 28, en dan die geloof van die volk op pad na die beloofde land toe, vers 29 tot 31. En dan van vers 32 af, waar ons nou vanaand ook lees, is daar 'n onnoembare aantal ander voorbeelde van geloof. En van die voorbeelde wat deur die skrywer genoem word, is daar 'n aantal ten opsigte waarvan ook die Ou Testament getuig dat dit dade van geloof was, terwyl die skrywer self ten opsigte van ander duidelik sy eie waardering aanbied en sekere dade of optredes uitwys dat dit deur geloof gemotiveer is. So tot hierso kom dit nou uit die Bybel verklaar. So ek het self toe sommer net my eie opsomming van hoofstuk 11 daar ingesit. Ek sê hoofstuk 11 handel duidelik oor geloof, maar my definisie hierso is geloof is die onwrikbare vertroue, daarin staan vertroue, in God en wat hy sê of beloof, en ook gehoorsaamheid, en ek noem dit in hakies blindelingse navolging, want ons is almal relatief gehoorsaam, ons is nie een vreeslik stout nie, maar die geloof in hoofstuk 11 gaan letterlik soos Abraham wat nie geweet het waarheen gaan hy moet trek nie, maar hy het nog steeds gedoen wat God gevra het. En dan gaan dit natuurlik ook oor volharding of vasbyt, al sien of kry die gelowige nog nie wat beloof is nie. So dit is die groot uitdaging van hoofstuk 11. Hy sê van hulle omtrent almal, hulle het nie gekry nie, hulle het geweet, daar wag iets beter, maar hulle het dit nie gekry nie. So ons lees nou van vers 32, soos dit in die direkte vertaling is. Die skrywer sê, en wat moet ek nou nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, en ook van Samuel en die profete, hulle wat deur geloof koninkryke verower het,
wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. Dit is nou die rigters en die profete en Samuel en Dawid. En onthou nou so 'n bietjie terloops net daar dat hulle het die skerpte van die swaard ontvlug, want ons gaan nou hoor van ander wat dit nie kon ontvlug nie. En dan vers 35 praat hy net van vroue. Ek sal net nou vir julle iets meer daaroor sê. Vroue het hulle dooies deur opstanding terug ontvang. Ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry, en nog ander het die toets van bespotting en slae verduur en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag, deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf. So dis nou teenoor die ander wat die swaard ontvlug het van hierdie nou wel gesterf deur die swaard. En ek sal net nou 'n bietjie sê dat hy verwys waarskynlik na spesifieke mense. En dan gaan hy verder, hy sê hulle het in skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang nie, aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Goed, enige vrae tot sover? Goed, nou weer 'n bietjie uit die MacArthur Studie Bybel. Hy sê hier verander die skrywer nou sy toon. Al die manne wat in vers 32 gelys word, het 'n mags of 'n gesagsposisie beklee, maar geen een van hulle word geprys vir sy persoonlike status of vermoëns nie. In plaas daarvan word hulle erken vir wat elkeen deur geloof in God bereik het. En dan noem hy dit net, hulle word nie kronologies gelys nie, maar in pare met die belangriker lid wat eerste genoem word. Daar by die name van die rigters, sal hy byvoorbeeld sê Gideon en Barak, Samson, Jefta, Dawid, so hy daar's so 'n ritme van eers 'n belangriker een. Dan sê hy hulle word nie geprys vir hulle persoonlike status of vermoëns nie, in plaas daarvan word hulle erken vir wat elkeen deur geloof in God bereik het. En dan die feit dat hulle nie kronologies genoem word nie, maar in pare, met die belangriker lid eerste. Ag, dis nou nie belangrik in mense oë nie, maar hulle het daar's meer oor hulle geskryf, hulle dalk meer opgetree as die ander wat net so vinnig genoem word. En Dawid is die enigste koning wat in hierdie vers genoem word. Al die ander is rigters of profete. Dawid kan ook as 'n profeet beskou word, want daar is maar net so bietjie verwysing daarna dat hy soort van ook profetiese uitsprake gemaak het, en maar in sy psalms ook. En dan in 1 Samuel 13 en 16 en in Handelinge 13 en vers 22 word ook so 'n bietjie na hom verwys. En dan sê hy net vir ons dat Samuel was die laaste van die rigters en die eerste van die profete. En daar's teksverse, ek sal dit vir julle stuur, dan kan julle self bietjie gaan lees. En Samuel het ook Dawid as koning gesalf en was bekend as 'n man van voorbidding. Net sommer so 'n bietjie ekstra inligting oor daardie lysie van manne. Dan sê Hebreërs skrywer vir ons, sommige van hulle het koninkryke verower. Nou dis van die rigters het groot welslae behaal, maar ook byvoorbeeld Dawid. En dan noem hy pertinent dat hulle het nie noodwendig in die oorlog omgekom nie, hulle die swaard ontsnap. Dan praat hy van ander wat nie so gelukkig was nie. Hulle was gemartel, gestenig, middeldeur gesaag, en albei groepe is belangrik om te besef, maak nie saak of hulle nou oorwinnaars in oorlog was en of hulle gedood is nie, hulle is almal mense wat deur geloof geleef het. En dan net so 'n bietjie aanvullend uit die Nuwe Testament nog, Johannes 16 vers 33, waar die Here Jesus vir sy disippels waarsku en sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. So ons as kinders van die Here moenie
geskok wees as dit met ons swaar gaan nie, as daar moeilikheid oor ons pad kom nie, of as ons verdrukking ervaar nie. Nêrens is vir ons maanskyn en rose beloof nie. En dan in 2 Korintiërs 4, die fokus op die onsienlike. Dis 'n mooi gedeelte wat jy self kan gaan lees, vers 16 tot 18, wat sê ons verlang eintlik daarna om te weet waar ons nie nou is nie. In Romeine 8 vers 18 waar Paulus skryf: Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Nou weet ek, omdat ons vanaand dalk so 'n bietjie minder bespreking hier het ek vir julle iets interessants net bygesit. Dis die heel nuutste wêreldwaarnemingslys van 2026. Ek wil nog vir ons 'n groot plakkaat laat druk vir die kerk, sodat ons dit kan opsit ook. Maar daai rooi lande is die heel gevaarlikste lande. Op die volgende bladsy sal ek vir julle die name 'n bietjie groter wys, waar Christene geweldig vervolg word en hulle lewens nie gewaarborg is nie. En dis maar meestal Noord-Afrika, Arabië en daar in die ooste ook, van Iran tot in Indië en verder oos. En dan die oranje lande is so van nommer 11 af tot, daar's baie, is die ander lande, wat dit ook gevaarlik is, maar nie, dis baie hoog, maar die rooi is uitermate hoog. En ek kan nie eers op my kaart mooi sien nie, maar daar is 'n bietjie ligter geel lande ook. Ek dink hulle het hulle nou nie op hierdie bladsy ingekleer nie. So kom ek noem net gou vir julle, kom ons kyk net so vinnig, en dan sal julle sien hoe die name herkenbaar is. Daar's 50 lande wat geopende deure vir ons sê wat dit nou baie gevaarlik vir 'n Christene is. Die heel hoogste natuurlik Noord-Korea. Daar as hulle net dink jy's 'n Christen, as jy jou lewe daar kwyt. Somalië, Jemen, Sudan, Eritrea, Sirië, Nigerië, Pakistan, Libië en Iran. Ons gaan nou nie vanaand politiek praat nie, maar Iran wat nou geskiet is en aangeval is onder die eerste 15 heel gevaarlikste lande vir Christene. Maar dan gaan dit aan, 11 is Afghanistan, selfs Indië, wat daar baie Christene is, maar in Indië is daar nog baie vyandigheid teenoor uitgesproke Christene. Saudi-Arabië is maar daai hele dik skoen van Arabië, Myanmar en Mali, waar dit baie gevaarlik is. En dan nog steeds gevaarlik, want hulle is in die donker oranje, dis nog nie geel nie, is Burkina Faso en China. China is nommer 17 op hierdie lys van 50. So dit is, ek verstom my dat mense so maklik China ondersteun, terwyl hulle eintlik maar nog 'n beleid het dat Christene is nie welkom in hierdie wêreld nie, en Christene se lewens is in gevaar. En dan Irak, die Maldives, waar mense so lekker vakansie hou. Dis net die toeriste plekke waar jy veilig is, as jy 'n Christen is. Algerië, Mauritanië, en so gaan die lys aan, ek sal dit vir julle aanstuur. Cuba, natuurlik, Kongo, Mexico, dit gaan so aan, Ethiopië, Kameroen, Mosambiek is nommer 39 op die lys van 50, alhoewel daar ook baie Christene is. Weet julle, daar was nou onlangs weer so 'n jaar gelede Christene doodgemaak. Kyrgyzstan, Turkye. Mense sal nou dink Turkye is 'n moderne Europese land, jy kan lekker daar gaan vakansie hou, mens kan, maar hulle is nie pro-Christene nie, want Turkye is 'n groot moslim meerderheid. Egipte ook selfs, nê? Egipte, en dan gaan dit maar so aan, die ander is kleiner plekkies. Jordanië is daar naby Israel, waar die Christene nie welkom is nie. En dit is nou maar net hoekom ek dit opgesit het, om vir julle te sê, in hierdie 50 plus lande is daar van daai mense waarvan ons nou in Hebreërs 11 lees, waarskynlik vandag van hulle vanaand, wie se lewens in gevaar is. Nou vir interessantheid net oor die vroue, het ek bietjie gaan oplees. Die vroue wat hulle dooi is, die opstanding terug ontvang het, daar is 2 in die Ou Testament, duidelike voorbeelde, en interessant dat die een is deur Elia gehelp en die ander een deur Elisa, en al 2 het seuns aan die dood afgestaan. Die weduwee van Sarfat, sy seun was dood, en Elia het bo oor die seun gaan lê en gebid, en die seun het lewendig geword. En dan heel wat later, in die volgende boek 2 Konings 4, het 'n soortgelyke gebeurtenis met die Sunamitiese vrou,
Elisa het gereeld daar die gasvryheid geniet om tuis te gaan naby haar of by haar. En dis ook die interessante deel waar Gehazi in voorkom. Van waar Gehazi is daar in 2 Konings 4. Gehazi was Elisa se slaaf of sy dienskneg en hy moes altyd vooruitgaan. En toe die Sunamitiese vrou se seun te sterwe kom, ehm het Elisa eers vir Gehazi gestuur met sy staf, die staf op die seun te gaan neerlê, maar die seun het nie gesond geword of lewend geword nie, want Elisa was nog op pad. En toe hy daar kom, het hy ook 3 keer op die seun gaan lê. En daar word nou baie interessante, julle kan dit bietjie gerus gaan lees in 2 Konings 4, dat daar staan presies wat hy gedoen het. Hy het op hom gaan lê, met sy mond oor die mond van die seun, sy hande oor die seun se hande, en dan staan daar, toe die seun lewend word, het hy 7 keer genies. So ek weet nie, mens moet nie spot nie, maar iemand het gesê, hy is dood van hooikoors, maar dit is bitter hartseer dat hy oorlede was, maar hy het lewend geword, en dis nou moontlik maar hierdie vroue na wie die Hebreërskrywer verwys. Ons hoor mos die Hebreërskrywer ken die Ou Testament baie goed, so dit kan waarskynlik onder andere hierdie vroue wees, waarna hy verwys. En dan die volgende verse oor die mense wat so wreed gelei het gedurende die Syriese oorheersing, was bespotting, lyfstraf, boeye en gevangenskap alledaagse verskynsels, hoewel dit ook nie vroeër onbekend was vir boodskappers en profete van God nie. Jeremia ook onder andere. En dan lees ons in 2 Kronieke, en Jesus verwys daarna in Matteus 23, dat die profeet Sagaria met klippe doodgegooi is. En dan volgens 'n legende, dit is nie bewys nie, maar is Jeremia ook gestenig, en dan is daar ook baie van hierdie kom uit Joodse geskrifte, wat nou nie vir ons in die Bybel opgeneem is nie. 'n ou legende wat dit daarop neerkom dat Jesaja is die een wat in stukke gesaag was. Dan Elia se tydgenote is daar met die swaard vermoor in 1 Konings 19, en ook in Jeremia 26 lees ons dat die profeet Elia het ook met die swaard te sterwe gekom. Ja, dis maar sommer net 'n bietjie interessante inligting, omdat ek gesien het ons gaan dalk 'n bietjie tyd hê. Ons gaan nou amper by die vraag uitkom. Die belangrikste aspek uit hierdie gedeelte is dat geloof waarborg nie aardse sukses nie. Ons weet dit, en dis vir my interessant dat sommige Christene nog steeds dink hulle geloof of hulle status as Christen of hulle verhouding met God moet vir hulle aardse sukses waarborg. Maar hierdie Hebreërs 11 sê dis duidelik nie so nie. Geloof waarborg wel God se goedkeuring, want dis al wat God vra, dat ons sal glo. In 1 Johannes staan daar, hierdie is die nuwe gebod, dat julle in die seun van God sal glo en dat julle sal lief hê. En dan hierdie interessante bemoediging eintlik, die wêreld was hulle nie werd nie. Ons sal nou 'n bietjie by die vraag daaroor praat. Nou dit sny baie diep, en ons weet dit nou, maar dis dalk goed dat mense net 'n slag weer hoor. Die wêreld beoordeel sukses heeltemal verkeerd. Want in die wêreld, ons praat nou maar algemeen van die wêreld, as die nie-gelowige wêreld of die wille wêreld daar buite, daar gaan sukses net oor prestasie en wat jy kan wys en waaroor jy kan spog en wat blink en wat baie geld werd is, en titels en sertifikate en trofee, dit is alles uiterlike goed, en dit is nie wat die Here ons leer nie. So kom ons kyk gou so 'n bietjie na die vraag van hierdie gedeelte, daar kom nog afdelings. As iemand wil getuig oor hierdie eerste punt, sal ek bly wees. Hoe hanteer jy dit wanneer geloof nie onmiddellike oorwinning bring nie? Soos omtrent al hierdie voorbeelde, behalwe die paar konings en rigters wat die oorlog gewen het nie een van hierdie ander enige oorwinning geproe nie. Johannes, vir myself moes ek gaan definieer, wat is die oorwinning? Want menslik gesproke is oorwinning vir ons om te kry waarvoor jy gevra het. En God gee dit baie keer, vir die oorwinning waarvan God baie keer praat, is om jou te leer, om jou nie op die arm van die vlees te leun nie. Hy maak jou stelselmatig los van alles waarop jy steun, dat jy op hom alleen sal steun. En dit is 'n lewenslange ding in jou geloof, wat jy toenemend moet leer,
En dit is hoe ek daaroor voel, as ek dink, as 'n mens begin voel dat jy bid te vergeefs in jou geloof, iets is fout met jou geloof, moet ou dalk gaan kyk of jou fokus op die regte plek is. Wat is oorwinning volgens God se woord? Wat is sy doel? Wat is sy wil? En dit is nie altyd om vir ons te gee wat ons wil hê nie. En ons sit met 'n probleem en ek dink is die grootste aanslag op kinders van God is die word of faith het ongelukkig soveel goed, ek wil sê besmet wat ons lees en wat ons hoor, en dit laat geloof skibreek lê. En dan van mense besef of nie, mense is op een of ander manier het jy hierdie idee in jou kop, want selfs as Christene moet ons versigtig wees wanneer ons mede-Christene bemoedig, want ons is baie maklik om vir hulle te sê, man, glo net waarin. Waarvoor glo jy? Glo jy dat dit alles moet werk soos wat jy dink dit moet? So ek dink 'n ou moet versigtig wees met jouself en met ander mense met wie jy praat dalk. Ja, baie dankie, Yvette, dis waar. Daar is ongelukkig heelwat kerke, Christene wat verwag dat dit moet met jou baie goed gaan en jy moet op 'n aardse manier geseënd wees en voorspoed teologie verkondig en jou laat skuldig voel as jy nog nie daar is nie, want die fout is dan by jou en jou geloof, terwyl hierdie glad nie die boodskap van die Bybel is nie, never mind van Hebreërs 11. Ek het geskryf hierso in my notas vir myself net, ek moet onthou om Hebreërs 11 ten minste eenmal 'n week te lees. Dit help nogal wanneer mens voel die uitkoms waarop jy hoop, waarop ek hoop, wat nou lank, dan lees ek van hierdie mense wat dit nooit gesien het nie, maar dit het nie een oomblik gemaak dat hulle aan God begin twyfel het nie. En dan natuurlik ons groot voorbeeld in Getsemane, dat ons nie altyd buig voor God se wil. Al dink ons en ons glo en ons weet wat ons nou wil hê, of dit nou genesing is of uitkoms of verhoudings of finansies of wat ook al. En ons kan nie dink dat dit nie God se wil is vir ons nie, maar ons moet soos Jesus bid in Getsemane. Nog iemand? Nou die tweede punt sê, wat beteken dit nou baie prakties dalk? Dat die wêreld nie sulke mense werd is nie. Ken jy dalk ander mense, dalk 'n rolmodel wat ook onder hierdie tel? Dit is ons kan dalk almal so voel, maar dit is 'n nederigheid, sal ons nou maar na rolmodelle verwys, maar 'n mens ook voel hulle het regtig hulle lewe lank bitter swaar gekry en die wêreld was hulle nie werd nie. Dink maar so 'n bietjie aan sulke mense. Skryf bietjie in jou joernaal of gaan lees bietjie in ons geskiedenisboeke of in die Bybel van mense wat die wêreld nie werd was nie. Nou die derde punt, ons het nou net nog so die begin van hierdie gedeelte behandel, maar hoe bemoedig dit jou wanneer die lewe moeilik raak? Ja, en ek dink dit is baie belangrik dat jy een ding onthou wat die woord ook sê, jy weet, in alle omstandighede dat ons bly moet wees. En die Here loof en prys, want hy weet wat is die regte vir ons. So wanneer ons moet die klein goedjies klaar raak sien wat ons geloof bou, wat ons hoop gee, moet ons kan raak sien. Sodat wanneer die groot goed kom, dat ons nie verbaas is daaroor, want dan weet ons hoe goed het God voorsien. So ek dink baie keer ook wanneer dit kom by punte waar jy mismoedig is, sien God se goedheid daarin raak, want hy weet wat is die beste vir ons. Ja, jy verseker. Ons het mos ook gelees dat ons Jakobus vir ons geskryf het, en ons moenie hierdie vers sommer ligtelik opneem nie, maar daar waar hy skryf in hoofstuk 1 vers 2 tot 4, ons moet bly wees as daar allerlei beproewing oor ons pad kom.
En dan gaan lees maar bietjie wat sê Jakobus daaroor. Goed, kom ons gaan aan. Deel 7 gaan oor die beter belofte in Christus. Van hierdie mense van wie die skrywer nou hier getuig, hulle het nie die finale vervulling ontvang nie. Want hy beklemtoon dit deurgaan sien hier aan die einde ook, God het iets beter voorsien. Nou hierdie beter is vervul in Christus. Dit is vir ons ook maar moeilik om ons so in te dink, maar vir 4000 jaar voor Christus het die Israeliete 'n hoop gehad en 'n belofte van die Messias, maar hulle het nou hulle hele geskiedenis gehad, al hulle veldslae en al hulle konings en hulle hele geskiedenis, maar daar was hierdie onderliggende verwagting en gebed dat die verlosser sal kom, veral omdat hulle baie onderdrukking ervaar het, wat hulle maar oor hulle self ook gebring het. Hulle is nie in ballingskap weggevoer oor die Here net iets anders wou doen met hulle nie. Hulle het dit oor hulle self gebring. Maar dan elke keer wanneer die Israeliete onder verdrukking deurgaan, dan is daar baie geskryf, geprofeteer, gebid vir die koms van die Messias. En toe hy kom, toe verstaan hulle hom glad nie. Maar dit is hoekom die skrywer sê, hulle het nie ontvang nie, dat hulle ons nie voor sou wees, want ons weet nou ons die vervulling het in Christus gebeur. So in Hebreërs 12 wat nou nog kom, volgende hoofstuk sal julle onthou waar hy begin deur te sê ons moet die wedloop met volharding hardloop, elke las afgooi, kyk op na Jesus. Dit sluit aan by hierdie gedeelte. En dan ook vorige hoofstuk waar dit nou spesifiek oor Christus gaan in hoofstuk 9, vers 11 tot 12 het ek hier aangehaal en vers 15 waar daar staan: maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is. Dis vir my die mooiste woord in die Bybel, dink ek. Die behalwe tetelestai. Die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. En dan gaan hy nog so 'n bietjie aan en dan in vers 15 sê en daarom is Jesus Christus ook die middelaar van 'n nuwe verbond. En nou terwyl ons in lydenstyd is en onsself so voorberei vir die Paasfees, vir Goeie Vrydag, is dit ook goed om 'n bietjie hierdie gedeelte in Hebreërs 9 weer 'n slag te gaan lees. Nog 'n teks wat hierby aansluit is Efesiërs 1 vers 10. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgenem het om in die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Dis 'n baie diep nadink teks hierdie, gaan dink bietjie daaroor. Ons kan dit ook nog nie sien nie, maar dat Jesus Christus alles in die hemel en op die aarde onder hom as een hoof saamgebring het. Dink bietjie daaroor. Nou nog belangrike aspekte is ons leef in groter lig as die mense van wie daar geskryf word in Hebreërs 11. Hulle het niks kon duidelik voorsien. Hulle het beloftes gehad en verwagtinge en geloof en profesieë, maar ons leef in die lig van die Messias wat reeds gekom het. Ons kan hom as ware sien, as ons oë toemaak, visualiseer ons hoe hy daar met sy disippels gewerk het in die lydenstyd, soos ek nou net gesê het, kan ons kan die kruis voor ons geestesoog oproep, ons kan die leë graf sien. Ons leef na die kruis en die opstanding. Ons het beter insig. So ons behoort meer vertroue en meer geloof en meer vasbyt nog te hê as daardie mense van wie daar geskryf is. Maar ons verantwoordelikheid is ook groter. Die hele heilsgeskiedenis beweeg na een volmaaktheid in Christus. En die groot hoogtepunt, een groot hoogtepunt het nou al gebeur met sy oorwinning en nou wag nog net die finale terugkom om eens en vir altyd aan te kondig, daar gaan geen vyandigheid, geen vyand meer wees nie. En ons gaan dan vir ewig en altyd in God se volle teenwoordigheid saam met hom in die nuwe Jerusalem wees. Ek kan nie wag nie. Nou kom ons kyk na die vraag. Hier's net 2, dink ek.
Hoe word jy gemotiveer om jou oë gerig te hou op Jesus en vorentoe te kyk en te leef? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Kry swaar kry dit baie keer reg om ons fokus net tydelik van Jesus af te haal. Ons is maar geneig om dit te doen, hè. Dan so 'n bietjie op ons omstandighede en ons eie swaar kry te fokus totdat die Heilige Gees ons herinner en baie keer deur 'n medegelowige broer of 'n suster, 'n goeie vriend in Christus wat vir ons net op 'n sagte manier herinner om ons fokus weer reg te kry. Maar dis baie gevaarlik. Nie gevaarlik nie. Mens moet uiters sensitief wees. Wat beteken dit vir ons dat alles in Christus onder een hoof verenig is? Dominee, sal ons sê 'n sekerheid, versekering dat daar vir ons so 'n groot verwagting is van wat is dit, van die drie enige God Ja, wat met ons is. ja, Tannie. Tjoe, dit is so. Ja, ekskuus, ek weet nie of Mhm. dit nie van toepassing is nie, wat ek het self al daaroor gewonder. Maar die wêreld is op hierdie stadium, die wêreld, nou nie Christene nie, maar die mense wat nie gered is nie, onder beheer van die bose magte in die lig. En soos ek verstaan, gaan daai op die in die oordeelsdag gaan daai gesag van hulle al weggevat word. Op hierdie stadium laat God hulle nog toe, maar dit is 'n tydelike ding. Hulle weet ook wat die bose weet ook wat gaan gebeur. So ek weet nie of dit daarvan toepassing is nie, dat niemand behalwe Christus meer in beheer gaan wees van enige iets of enige iemand anders nie. Jy weet, ons moet 'n bietjie miskien in ons volgende Bybelstudie 'n boek soos Kolossense tackle. Kolossense, en nie net Kolossense nie, Efesiërs ook, leer ons dat Paulus sê op hierdie huidige oomblik is Jesus Christus reeds volledig in beheer. En ons het dis 'n lang onderwerp, ons gaan nie vanaand daaroor praat nie, maar ons kan dit dalk as Hebreërs klaar is gou inwerk as jy wil. Kolossense 2 vers 15 sê hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle as gevangenes in sy triomftog meegevoer. So hy het elke mag en gesag se wapens weggevat. So ek weet nie waar dink mense kry die sogenaamde vyand nou skielik weer wapens nie. As Christus dit weggevat het, het hy dit weggevat. En ons geloofsbelijdenis wat sê hy het ter helle neergedaal, sê Petrus in 1 Petrus 3 vers 18, want die vraag was, wat het Jesus gedoen, met alle respek gesê, tussen Goeie Vrydag en Paasondag, waar was hy, wat het hy toe gedoen? En Petrus gee vir ons 'n goeie antwoord, hy sê, hy het na die gevangenis gegaan in die doderyk, om daar sy oorwinning aan te kondig. Nou dit is Christus is volledig oorwinnaar, hy is reeds hoof oor alles. Niemand is vir hom enigsins 'n bedreiging of 'n kompetisie nie. En daar's 'n hele debat, wat nie 'n debat nie, maar lekker Bybelstudie wat ons kan doen, byvoorbeeld oor Efesiërs, om te vra wat bedoel Paulus as hy sê ons stryd is teen die magte in die lig. Paulus het waarskynlik nie bedoel demone nie. Hy het nie bedoel engele wat in beheer is oor lande en kontinente nie. Paulus maak baie meer daarvan dat ons in stryd is met ons ou sondige natuur. En dat die bose Satan 'n invloed gehad het van die tuin van Eden af, maar dat Jesus Christus sy nek gebreek het op Golgotha. En dat hy gevange is en dat hy in kettinge gebind is. En as Petrus sê, die einste Petrus, as hy sê in 1 Petrus 5, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind, dan is hy hoogstens aan 'n ketting besig om rond te loop en al wat hy kan doen is brul, want hy kan nie meer enige iemand verslind nie, hy's aan 'n ketting gebind. En dis 'n direkte aanhaling uit Psalm 104, waar daar staan, selfs die leeu's loop en brul na God se kant toe vir hulle kos. Hulle is afhanklik van God.
So, ons kan bietjie na Hebreërs dalk daai paar tekste ondersoek en net bietjie kyk waar kom ons uit. Die Satan het geen mag nie. Jesus het vir sy disippels gesê, hy is die God van hierdie wêreld. Johannes skryf, julle moenie kinders van die duiwel wees nie, maar dit beteken nie dat Satan nou kan beweeg en dat hy nog agente het in sy diens wat ons kan seermaak nie, want dan verstaan ons nie Kolossense 2 vers 15 reg nie. My mening is maar net dat as Paulus sê hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle as gevangenes meegevoer, dan wil ek net weet, ergens in die Nuwe Testament staan daar dat 'n paar ontsnap of hulle het ergens uitgebreek uit hulle tronk en hulle loop nou weer rond en doen goeders vir ons nie. En die probleem kom maar in by Openbaring, wat ons baie keer in die geskiedenis in die kerk ook maar bietjie te letterlik probeer verklaar het in terme van dispensasies en wanneer is nou die tyd wanneer die Satan losgelaat is vir 'n paar dae, sê Openbaring, om weer chaos te veroorsaak voordat hy finaal in die vuurpoel gewerp word. So dit is 'n baie moeilike onderwerp en selfs Hebreërs wat sê Christus het gekom om sy werk te doen en wat was sy werk staan daar? Om die bose te vernietig. Nou vernietig, as Christus iets vernietig, is dit vernietig. Christus doen nie halwe werk nie, so dit is 'n bietjie 'n taai onderwerp hierdie. Maar dankie, jy antwoord my vraag, want dit is daai verwarring tussen die verskillende tekste. Ek het dit nog nooit regtig bestudeer nie, maar is goed om dit so te sien, want ek glo ook nie dat the devil made me dood nie. Dit is waar nie, dis jou vlees heel waarskynlik. Maar ek sou net graag weet as ons dit kan einde van die tyd bietjie beter bekyk, sal dit gaaf wees dat 'n mens net 'n beter verstaan kan kry ook van ons posisie in Christus, omdat hy in daai posisie is. Ja. Daar's 'n baie goeie reeks van Stefan Joubert wat by 'n kerk 'n seminaar aangebied het met 4 of 5 sessies. Dis op YouTube beskikbaar. As julle belangstel, sal ek die link vir julle stuur. Is regtig goed, waar hy baie mooi vir ons uitspel wat die plek en die situasie met die duiwel is. Alles uit die Bybel uit. Goed. Maar ons kan selfs nog bietjie verder ook dink, onthou wat ek nou by vraag 2 hierso net ook wil sê, wat beteken dit vir ons dat dat alles in Christus onder een hoof verenig is? Ons sien dit ook nie nou nie, amper soos die mense van wie hier geskryf staan, wat nie alles gesien het wat gebeur en wat gaan kom nie, maar aan die einde van hierdie bedeling, wanneer Christus terugkom, dan gaan hy finaal alles onder hom hê, almal onder hom hê. En so ons moet ook besef dat die slegste van die slegste daar buite en die weirdste van die weirdste geloof daar buite is almal nog potensieel die kinders van die Here wat nog net moet inkom na sy hoofskap toe. En ons moet hulle eintlik die heeltyd innooi en in-evangeliseer, wil ek amper sê. Want ons is nie teen hulle nie. Hulle besef nog net nie hulle moet deel word nie. En dan skryf die Nuwe Testament skrywers dat Christus is reeds die hoof, maar daar kom nog die dag wanneer almal uit elke stam en volk en taal en nasie hulle knie voor hom sal buig. Ek weet, ek wil net vinnig iets hierso noem. Iemand het nou die dag ook uitgevaar oor korrupte politici in 'n sekere wêreldleier wat verskriklik kontroversieel is. En toe ons die gesprek gehad het ek ook vir die persoon gesê, alle mag en gesag behoort aan God. So as hy vir daai kontroversiële ou of hierdie korrupte politikus daai mag gee, gaan hulle verantwoording aan God moet doen. En hy kan dit enige tyd wegvat. En hy gebruik ook hulle om sy wil tot stand te bring. Hulle keer nie vir God nie. God moet nie rondom hierdie mense werk nie. Hy werk ook deur hulle. Alles ten goeie mee. Ja. Ja nee, wat die Bybel is ook vol van sulke voorbeelde van korrupte konings en die farao en wie almal en God het hulle almal gebruik en Jesus wat vir Pilatus gesê het, jy het geen gesag nie behalwe die gesag wat God vir jou gegee het. So ja, dit is interessant. Goed, ons beweeg nou einde se kant toe van hierdie hoofstuk. Die sentrale teologiese waarheid is geloof is volhardende vertroue in God se karakter en beloftes, wat gehoorsaam leef in die hede, gerig op 'n toekomstige,
onsienlike, maar 'n seker vervulling in Christus. En ek het maar net in hakies daar gesit, gewaarborg, want dis nou, die woord seker klink of hy nou nie daarin pas nie, verseker. 'n Onsienlike, maar 'n seker, 'n gewaarborgde vervulling in Christus. Nou by die praktiese toepassing gaan ek nou omblaai nadat ek dit gelees het, want daar het ek nou vrae ingewerk. Die prakties sê maar net geloof laat my verder kyk of sien as die onmiddellike omstandighede. Geloof laat my gehoorsaamheid bo gemak kies. Geloof laat my volhard selfs wanneer dit baie kos. Geloof laat my as 'n pelgrim leef, en ons weet mos 'n pelgrim is nou mos 'n tydelike reisiger in 'n ander land. Geloof laat my uiteindelik en altyd na Jesus kyk. Ons sal nou in hoofstuk 12 daarby uitkom. Maar nou die vraag wat ek tussenin gedruk het, lyk so, en dis nou nie vir bespreking, ons kan maar net, ek sal dit vir julle stuur vanaand nog, dan kan julle self daarna kyk. As nommer 1 sê geloof laat my verder kyk of sien as die onmiddellike, dan is die vraag vir myself, doen ek dit? Kyk ek verder? Kyk ek vorentoe? Of staar ek my soms blind teen my onmiddellike omstandighede? En die tweede een, geloof laat my gehoorsaamheid bo gemak kies. Kies ek gehoorsaamheid bo gemak of bo gerief? Dis baie moeilik wanneer mens jou gerief moet begin prys gee. Nommer 3, geloof laat my volhard, selfs wanneer dit baie kos, en dan vra ek maar net, wanneer het my geloof my iets gekos, of my baie gekos? En dan die 4de een, geloof laat my as 'n pelgrim leef. Leef ek regtig soos 'n pelgrim? Voel ek 'n bietjie ontuis in hierdie wêreld, of is ek baie gemaklik in die wêreld? En die laaste een sê, geloof laat my uiteindelik en altyd na Jesus kyk. Kan ek eerlik getuig dat my enigste fokus is op Jesus? Want soos Paulus wat in Filippense 3 vers 10 gesê het, al wat ek wens is om Christus te ken. Nou is die laaste punt op hierdie, is nou nie nog vrae nie. Die uitdaging is net, lees Hebreërs 11 weer stadig deur, sommer vanaand nog as jy kan, en vra jouself, waar sou my naam inpas? Leef ek vir 'n stad met fondamente, die toekomstige stad waarvan ons in die begin gelees het? Abraham het in tente gewoon, maar God het vir hom 'n stad in gedagte gehad. Of probeer ek nog my aardse tente permanent maak? Julle, ek het al regtig met mense te doen gehad wat hierdie tent so gerieflik as moontlik wil maak, asof hulle vir ewig en altyd hier gaan wees. En dan geloof is nie 'n sagte sentiment nie, is 'n lewensrigting en 'n leefwyse. En ek dink ons verstaan dit, ons wat Bybelstudie doen nie, ons is nie beter as ander mense nie, maar ek dink ons is so 'n bietjie verby daai sagte sentimentele geloof. En dan volgens Hebreërs, dit is die enigste manier om God se hart gelukkig te maak, is om vir hom lief te wees, om gehoorsaam te wees en die liefdesgebod uit te leef. Ons het nog so 4 minute, is enige iemand nog 'n vraag of 'n opmerking, julle is welkom nou iets te deel. Ek hou van jou opmerking daarvan, geloof is nie 'n sagte sentiment nie, want ek het in hierdie week juis in Jakobus weer gesien dat geloof lei na dade. En Ja. dit is wat ek vir baie lank al, ek mis dit baie keer, om te besef, is maklik om te sê, ek geloof God vir dit, en ek geloof God vir dat, maar geloof is in effek gehoorsaamheid, omdat jy God se karakter, soos wat jy tevore gesê het, dis werk, dit lyk soos werk, dit is nie net terugsit en sê ek glo nie. Nee, verseker. En ook dat dit 'n leefwyse is nie, is nie net iets wat jy net op Sondag kan doen nie. Chris? Dominic? Nou, Madeleine. Ja. Ek wil net ook sê, soos ek dit Sondag skielik moes ongevallen toe gegaan het, en daar word nou skielik toetse gedoen, want ek het diabetes, en ek het gedink, dit is my niere wat my probleme gee, maar ek het nie my voorberei op wat die uitslag gaan wees nie. Ek het maar net gegaan en die toetse laat doen, en toe die toetse terugkom, was ek heel verlig om te hoor wat hulle gesê het.
dat dit daarom nie my niere was nie. Sien wat die mens gewoonlik, as jy moet gaan vir toetse of iets wat jy bekeer, dan dink 'n mens gewoonlik altyd die ergste. Of wat kan dit wees as dit of dit gebeur? Want ek is een wat nie so is nie. Ek wag maar, ek is kalm en rustig. En ek wag maar altyd om te hoor wat is die uitslag. Ja, Madeleine, dis wonderlik. En wat vir my fantasties is dat 'n mens dan, soos julle, in julle geval, het mens jou familie rondom jou, wat ook vir die Here lief is. Wat nie vir jou sê, ag nee, toe maar alles sal regkom nie, maar wat jou hand vashou en sê, ons gaan saam hierdeur en ons vertrou die Here vir wat voor lê. Dis wonderlik. Mens kan nie sonder medegelowiges deur die lewe gaan nie. Ek is baie dankbaar dat daar mense in my lewe ook is wat my hand kan vat as ek 'n bietjie swaar trek. Nee, want wat Madeleine sê is waar. As jy met 'n kroniese ding saamleef, dis baie maklik om bang te raak. As jy moet gaan vir toetse of daar's iets, ek gaan al die Bobbejaar nog ter die berg. Ek berei my voor op die ergste en dan as dit beter is, dan gaan dit beter voel en dit is nie geloof nie. Dit mag dalk iets anders wees, maar dit is nie geloof. Ja, jy weet, ons het ons eie temperamente ook en maniere, maar mens leer so met die tyd saam om 'n bietjie meer oor te gee en minder te overthink. Maar dit is ook nie iets wat oornag sommer net regkom nie. Maar jy het ook mense, jy het ook familie om jou wat saam met jou, wat jou hand vat en aan die pad saam met jou loop. Dis wonderlik. Goed, nog iemand? En dan as die Here wil, sal ons volgende week Hebreërs 12 doen. Ek gaan nou kyk met my voorbereiding. Ek wil nie weer 'n hele hoofstuk in een aandruk as dit te veel is nie, maar ek sal kyk hoe hy gaan wees 1 of 2 weke. Ek sal vir julle betyds die leeswerk stuur en hierdie video sal ek oplaai ergens oor die naweek. Dit vat my nogal lank om hierdie geëdit te kry. Maar ek is baie dankbaar vir julle. Dit is vir my baie lekker om saam met julle Bybelstudie te doen. Kan ek maar vir ons dankie sê? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U wat U werk afgehandel het, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat die koning van die konings is, die heerser van die heersers, en dat alles aan U onderwerp is. Baie dankie dat U ons vriend, ons verlosser is, maar dat ons kan weet, ons is deel van U liggaam. Ons groei uit U wat die hoof is, en ons moet ook saam groei na U toe, om wanneer U kom soos 'n volmaakte, volwasse liggaam te kan wees. Dankie dat U ons altyd help in ons moeilike tye, ons het almal daarvan, en dat U deur U Gees ons dan herinner om op U te fokus, nie op die omstandighede rondom ons nie. Maar ons bid vanaand vir mekaar, Here, en ons bid vir elkeen wat op hierdie oomblik deur moeilikheid of deur 'n krisis gaan, dat U vir hulle van U liefde en U teenwoordigheid bewus sal maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.